Welkom by Joy Radio, jou vriend en reisgenoot in Jesus. Jy luister na die Hospie Visie program, aangebied met die ondersteuning van Radio Kansel en geborg deur die Abba en Bryse Stichting, 'n organisasie wat daarop fokus om genesing en herstel in ons gemeenskappe te bring. Vandag gesels Pieter Barnard met Petro Olivier en sy verduidelik vir ons hoe om die gevare van 'n vakansie te hanteer. Ons vertrou dat hierdie program vir jou 'n betekenisvolle ervaring sal wees. So kom ons sit terug en luister. Die program is Hospie Visie en so in die vakansietyd is dit daarom nou lekker om te begin ontspan nie. Maar ek het nou saam met my in die ateljee 'n verpleegkundige met die naam van Petro Olivier. Petro, baie welkom en dankie dat jy ingekom het. Baie dankie Pieter, dis 'n voorreg. Petro, nou as ou nou so kyk na die vakansie, jy weet, dan dink ek nou terug aan dae toe my dogter vis gevang het en haarself aan die oor gevang het met 'n vishoek, en daar gebeur maar sulke dinge as 'n ou met vakansie is. Hoe berei jy ou voor vir jou vakansietyd? Wat moet jy doen en wat moet jy verwag, wat dalk hoop nie gebeur nie, maar wat partykeer tog gebeur? Ja Pieter, ek sê altyd om voorberei te wees is my beter. So ek begin gewoonlik, ons weet altyd dat goed soos naarheid en braking, vreemde waters, vreemde omstandighede, maar altyd 'n kop uitsteek. Ons weet by die kus met al hierdie baie reën is daar ook geneigtheid om van die riviere se water in te spoel. So is altyd is goed om voorberei te wees met ietsie van naarheid en braking en dan nou diarree wat saam met dit kom. En het jy voorbeelde van tipe medisyne wat daar oor die toonbank kan koop? Ek hou van Smecta. Smecta is 'n sakkie wat mens maklik kan meng. Dit vat nie baie plek in jou noodhulp sakkie nie en jy kan dit vir alle ouderdomme gee. Vir wat is dit? Is dit nou vir maagaandoenings? Dit help vir naarheid en braking en vir diarree. Naarheid kan 'n mens meer spesifiek behandel met met ietsie wat van 'n dokter afkom, maar dis gewoonlik maar 'n metoclopramid wat help om spesifiek vir naarheid. En wat kan 'n ou nou nog daarin sit? Ek het nou na my dogter se ervaring het ek nou sommer van hierdie doodspuit goed van die tandarts saamgevat. Mens moet ook versigtig wees om nie die dam onder een uit te ruk nie. As mens te veel goedjies in het, dan maak dit ook dat 'n mens naderhand ietsie anderster vergeet. So Smecta as 'n basis en dan natuurlik iets om die 'n rehydrate om te keer dat 'n mens nie dehydreer nie. So rehydrate is vir my baie belangrik, want selfs met sonsteek en ontwatering is dit baie belangrik om dit by te sit, saam met goeie Energite om dit te meng met 'n Energite. Dis nie noodwendig as jy net 'n maagaandoening het nie, dit gaan ook daaroor dat as jy lekker in die son op die strand speel, dat jy eintlik te min drink. Absoluut. Omdat die water nie so beskikbaar is daar nie. Absoluut, en 'n mens vergeet om te drink en jy's besig, so ons is geneig om te min te drink dan. Hoe weet jy wanneer jy ontwater? Dis maar 'n bietjie meer van 'n mediese toestand, maar ons weet gewoonlik as ons op ons vel druk en hy staan regop, dat jy redelik gedehidreerd is, as hy regop bly staan. As jy so knyp, jou vel knyp op jou arm of so. Ja. En dan ook natuurlik hoofpyne wat saam met dit gepaard gaan. En wat is daar dan nog wat 'n ou moet kry? Jy het seker in Desember is die een ding wat jy nooit aan dink nie, is verkoue, maar dit gebeur ook maar, nee. Ja, ons is saam met vreemde mense in vreemde situasies, vreemde weerstoestande. So baie belangrik om jou verkoue goedjies en basiese parasetamol net saam te vat om te begin met verkoue, en natuurlik as jy 'n babatjie het, is dit belangrik om jou babatjie se doserings reg te onthou vir die hoeveelhede van jou gewig van jou kind en om nie dan net te dink jy kan vir 'n babatjie grootmensmedisyne gee nie. So onthou jou baba se medisyne ook. En dan wat is daar nog wat 'n ouer moet dink so die vakansietyd? 'n Goeie keelspray is ook wonderlik om saam te neem sodat jy dan nou daai sinusdrip ook kan hanteer, en as jy moontlik ietsie kan saamvat om jou sinusse op te droog, soos 'n Demazin, werk dit ook gewoonlik goed om dit in jou tassietjie te kan hê.
En as baie keer goggas. Ek onthou toe ons gekamp het, dat jy allerhande goggas partykeer gekry. Ja, malaria goeters, dit is baie belangrik. So as 'n mens na 'n malaria gebied toe gaan, is dit belangrik om te onthou om al jou rome teen die muskiete te onthou en dan natuurlik daar's altyd bosluise, so mens moet altyd bewus wees daarvan en onthou as jy terugkom uit 'n malaria gebied dat jy nog kan vir langer as 'n week tot 2 weke en selfs nog langer met malaria kan presenteer. So as jy uit 'n malaria gebied uitkom, onthou om altyd vir jou dokter te rapporteer. Jy was in 'n malaria gebied om eers dan malaria te toets. Nou, hoe weet jy, wat is die simptome van malaria wat jy voor kan uitkyk? Dit is ongelukkig baie dieselfde as griepsimptome. So mense het seer keel, hoofpyn, lyfseer. So dit kan baie keer verbloem word as 'n griep wat eintlik ook 'n koors wat daarmee gepaard gaan. En die slaperigheid, dit ook? Ja, maar dit kom maar saam met die moegheid dan nou saam met dit, ja. Okay. Nee, ek weet net hulle het altyd in die ou dae in die geskiedenis gepraat van slaapsiekte. Dis die laat ek nou die vraag vra. Maar maar doen jy dit net met sê nou maar hierdie goed wat jy aansmeer om die muskiete weg te hou? Dis die beste om as jy gaan na 'n malaria gebied toe eerder jou malaria pille by jou dokter op voorskrif te kry en seker te wees dat jy dit voor die tyd drink om jouself te beskerm sou jy in 'n malaria gebied ingaan. So mense moet eintlik maar as voorsorgmaatreëls dit doen om die pille vooraf te drink. Dis baie belangrik, ja. So. En dan partykeer dan ek wonder nou net, is nou vir my interessant, ek het nou die dag gehoor iemand sê, as jy redelik knoffel eet, dan kom die muskiete ook nie naby jou nie. Is daar enige waarheid daarin? Daar is maar 'n boereraad, maar mense moet ook maar versigtig wees met knoffel, want knoffel verdun jou bloed. So as jy nou op knoffel gebruik en jy is op 'n bloedverdunner, dan kan dit bietjie te veel raak naderhand en as jy dan jouself stamp, dan bloei jy natuurlik verskriklik baie. Ja. So, ja, dis nogal 'n belangrike ding om in gedagte te hou. Ouens wat met allergies is vir bysteek? Baie belangrik, onthou jou EpiPen, jy kan nêrens gaan sonder jou EpiPen nie. In die somer mors mense altyd koeldrank op die gras, so daar's altyd een of ander vorm van 'n bytjie wat om 'n blommetjie is of op die gras is en kindertjies wat kaalvoet loop, asseblief onthou jou plakkies. Dit is maar belangrik om voorberei te wees. Dan baie belangrik met bysteke is om nie die angel net uit te haal as jy die by sien en te skrik nie, maar om eerder met iets soos 'n kredietkaart of die agterkant van 'n messie net uit te vee half uit van jou vel af en dan ook om ys of asyn so gou as moontlik daarop te sit, want dit help dat die gif dan nou versprei en om die gif te lokaliseer en dan is dit ook belangrik om dan 'n antisaan of iets na die tyd te sit. Baie belangrik as jy agterkom jou keel swel toe, laat weet dadelik vir iemand, al het jy nie voorheen geweet jy's allergies vir baie nie, want dit kan so gou soos 3 minute wees wat 'n mens 'n anafylaktiese skok kry vir bysteke. Nou, meer praktiese ding, dis nou die pret gedeelte van die vakansie. Baie van hierdie canoes en bootjies en goede wat die ouens op die lagoons mee rondseil, is van veselglas gemaak. As jy nou van daai veselglas in jou vel kry, sê nou maar jy die ding op jou rug gedra en jou rug het nou van die veselglas in. Is daar iets wat 'n mens kan doen sonder om 'n dokter te sien of is daar watse raad sou jy kon gee? Ek dink 'n mens moet maar altyd jou burnshield byderhand hou en kyk hoe erg is daai veselglas, dit opsit en toemaak met 'n verband dalk en kyk laat dit so gou as moontlik afkoel. Ons het ek het nog nooit met dit fisies te doen gekry nie. Ja, ek sou dink 'n ding soos Anethine wat eintlik die vel bietjie doodmaak kan ook daarom help vir die ongemak. Nee. Ja, antisaan sal goed werk daarvoor ook. En dan natuurlik die groot ding wat ons kry as ons langs die see swem of selfs hier in die noorde hier in Gauteng en die plekke so lekker om in die son te speel en nou ja, dan kry ons sonbrand. Is daar iets wat 'n mens kan doen? Mens sit obviously nou maar die salf wat jy voor die tyd aansmeer, maar ook na die tyd. Ons onderskat dikwels die son en ons dink as dit bewolk is, laat ons nie gaan sonbrand noodwendig nie. Maar mens moet in alle tye jou faktor 50 opsit.
As jy dan nou gebrand het, is dit belangrik om 'n aftersun so gou as moontlik aan te sit en om jou vel af te koel, want mense vergeet dis soos 'n eerste graadse brandwond wat jy dan het. En dan kan jy natuurlik nie die volgende dag in die son nie. Jy sal moet baie versigtig wees en eers 'n dag of 2 uitsit en langmou klere dan daarna. So dit is net nie die moeite werd om die eerste dag al die son so te geniet dat jy 2 dae later nie meer in die son kan wees nie. So wees maar versigtig om oor die middel van die dag nie in die son te wees nie en om jouself te beskerm. Ja, en dan die faktor 50 storie, ek sien nou in die apteke het hulle hierdie salwe en dis faktor 20 of faktor 30, wat se faktor is dit? Dit het maar met die beskerming te doen. So dit is maar net veiliger om by 'n faktor 50 te hou, dis die veiligste. Okay. En dan klein wondjies goed wat jy mag oorkom, jy dalk iemand wat braaivleis op 'n koeltjie trap of dalk iemand wat op 'n koeltjie getrap het of so, of wat geval het, 'n kind wat val of so. Wat het 'n mens in jou noodopsakkie nodig daarvoor? Dis baie belangrik om jou burn shield altyd by jou te hê. Dis die nommer 1 ding wat jy inpak. Wat is burn shield? Burn shield is 'n soos 'n gel wat wat jy op 'n brandwond sit wat dadelik afkoel. So as jy aan 'n brandwondjie kry of met die vuur gespeel het en of jy trap op hierdie flamesticks en ongelukkig gebeur dit, dan is dit belangrik om eers jou vel af te koel onder louwarm lopende water vir 10 tot 15 minute, sodat die vel eers afkoel. As die vel afgekoel het, mens sit nooit dadelik ys op nie. Dan sit jy jou burn shield op en jy draai 'n verbandjie om dit, wat dan die vel beskerm en so dit is baie belangrik, en as jy nie het nie, enige aloe vera produkte help ook dan om die vel te beskerm en laat dit nie dieper brand nie. Okay. Jo, nee, dis nou nogal 'n redelike groot mondvol wat 'n ou hier het. So jy het eintlik maar 'n noodopsakkie nodig wat al die tipe goed in het, nee, so verbande en bird shield en aloe vera en wat nog alles. Natuurlik moet mense tweezer in hê wat help laat as jy daai doringkies kry, hulle kan afkoel om hulle te kan uittrek, en 'n koorspen. 'n Koorspen, okay. Nog ons ons mis nou deesdae die elektroniese goed, nie ding wat jy onder jou tong druk nie, nê. Enige iets kan werk solank jy net dan batterye vir jou koorspen inpak. Ja, dis nou die probleem, nê. So ou moet voorsorgmaatreël tref daarvoor. En dan natuurlik die ouens wat kroniese medisyne drink, moet dit nou nie vergeet nie, nê. Ja, baie belangrik, as 'n mens jou kroniese medisyne moet altyd saam met jou gaan. Jou bloeddrukmedisyne, jou cholesterolmedisyne, jou insulien. Baie belangrik met die insulien is om dit reg te vervoer, sodat jy nie dit in jou vrieskas sit en dat dit vries nie of laat dit afkoel nie, want dan moet jy dit weggooi. So jy kan maar in 'n klein koelbag met 'n yspakkie by saam dit vervoer. 100%. Ja, nee, hoorie, Petro, dit was nou 'n interessante gesprek en ek is seker ons luisteraars het nou lekker voorberei vir wat voorlê in die vakansie, vir die ouens wat nou nog nie daar is nie, maar gelukkig met die meeste plekke is daar daarom die goed beskikbaar. Ek het gesels met Petro Oliver, 'n verpleegkundige hier in Pretoria, wat vir ons bietjie gedeel wat alles te verwagte kan wees wanneer ons met vakansie, as veral die ouens wat bietjie see toe gaan. Die program is Hospievisie en oudergewoonte is dit nou tyd vir ons oordenking. En vandag wil ek met jou deel uit Galasiërs hoofstuk 6, daarvan af die eerste vers. Broeders, as iemand ewenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reg help met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy nie ook in versoek word nie. Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Want as iemand meen dat hy iets is, terwyl hy niks is nie, mislei hy homself. Maar laat elkeen sy eie werk op die proef stel, dan sal hy grond vir roem hê alleen wat homself betref en nie wat die ander betref nie. Want elkeen sal sy eie pak dra, maar laat hom wat in die woord onderwys ontvang meedeel van alle goeie dinge aan hom wat die onderwys gee. Moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, sal hy ook maai. Hy wat in sy vlees saai, sal uit die vlees verderf maai, maar hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe maai.
laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Ek lees net tot sover. Ek lees in hierdie stukkie 4 kosbare lesse waaruit ons kan leer in hierdie vakansie en feestyd. In die eerste plek, as iemand 'n fout maak of uitgevang word in 'n sonde, moet ons daardie persoon nie veroordeel nie. Ons moet hom of haar met groot liefde en deernis reghelp, want ons kan ook versoek word en ons kan ook val. Tweedens, ons moet in dieselfde asem ook mekaar se laste dra, veral wanneer jou medegelowige swaar kry, want dis dan wat hy jou nodig het. En dan in die derde plek, ons moet elke daad in ons lewe toets, sonder om onsself met ander mense te vergelyk. En dis iets wat ons so maklik doen, ons vergelyk onsself met ander mense. Jy is uniek, niemand anderste is net soos jy nie. Elkeen van ons het 'n eie roeping en talent, en ons dade word daarteen getoets. En dan in die vierde en laaste plek, sal ons 'n oes kry op dit wat ons saai. As jy negatiewe woorde en dade saai, gaan jy 'n groot oes van negatiewe goed in jou lewe ontvang. En onthou dit, wanneer jy om die braaivleisvuur sit, wat praat jy daar? Saai jy negatief of saai jy positief? As jy positiewe goed saai, of dit nou fisiese goed soos geld en materiële dinge is, en of dit 'n positiewe gesindheid en woorde is, die oes gaan jy dienooreenkomstig wees. Ek wil jou vanoggend uitdaag om jouself aan hierdie 4 goed te toets. Binne bietjie meer as 'n week gaan ons Kersfees vier. Hoe sal jy omgaan met jou vriende, jou mede-Christene en ander mense om jou? Wat gaan jy in hulle lewens saai? Gaan jy ook die nuwe jaar in met 'n positiewe gesindheid en positiewe dade en woorde? Onthou, mense hou van positiewe mense. Al praat hulle negatief, die feit bly staan. Almal hou van positiewe mense. Omring jou gerus met sulke mense hierdie tyd. Kom ons bid saam. Here, herinner ons in hierdie vakansietyd om altyd positiewe dinge te saai, waar ons ook al gaan. Ons vra dit nou in Jesus se naam. Amen. Ek wil vir jou uitnooi om saam met my die musiek te geniet wat ek vir jou gekies het. Sonder vrou het gehoor waar Jesus maaltyd hou. By die Fariseë met die naam Simon. En haar hart was soveel dankbaarheid, het haar deur die donker nag gedryf, want sy moes net na Jesus toe kom. Daar staan sy voor die deur, en sy weet wat sal gebeur. As sy ingaan, sal haar verkeer. Maar in haar hart was soveel dankbaarheid, vernedering kon haar nie staan, en sy val voor sy voete neer. Soos haar trane op sy voete val, onthou sy weer haar sondetal, wat hy met sy liefde weggevee het. Sy sê, meneer, ek het nie veel, maar wat ek het wil ek gee. Hier is my albaste vlees. My albaste vlees. Neem die vlees uit reukolie en gooi dit oor hom uit. En die mense staan verstom en kyk. Simon sê, hoe kan het verkoop,
en baie geld daarvoor kry. Maar Jesus sê, hierdie vrou bewys haar liefde vir my. Sy sal trane op sy voete val, onthou sy weer haar sondetal, wat hy met sy liefde weggevee het. Sy sê, meneer, ek het nie veel, maar wat ek het wil ek gee. Hier is my albaste vlees. Hier is my albaste vlees. En het sal ek nie ooit kan vergoed vir die prys wat u betaal het met die bloed, maar wat ek het wil ek gee. Hier my lewe hier. Dis my trane op sy voete val, onthou ek weer my sondetal, wat hy met sy liefde weggevee. Sê my Heer, ek het nie veel, maar wat ek het wil ek gee. Hier is my albaste vlees. Hier is my albaste vlees. My Heer, ek het nie veel, maar wat ek het wil ek gee. Hier is my albaste vlees. Hier is my albaste vlees. Dit was die Hospivisie program, geborg deur die Abba en Bruis Stichting en aangebied deur Radio Kansel. Ons hoop die program was 'n vreugde en 'n seën vir jou. Die lied se naam wat ons na geluister het was Veilig van Jana Lee Billong. As jy meer wil weet oor die Abba en Bruis Stichting, besoek gerus hulle webtuiste by www.abba.afrika. Vir verdere navraag oor Hospivisie en indien jy wil in kontak kom met Pieter Barnard, kan jy gerus die Hospivisie kantore skakel by 012-329-9492 en gesels met Luvengo. Of jy kan ook 'n e-pos stuur by friend@hospivision.org.za. Besoek ook die webtuiste by www.hospivision.org.za vir meer inligting en die kursusse wat Hospivisie aanbied. Ons posadres is posbus 12423 Queenswood 0121. Skryf gerus aan ons, dalk nooi ons jou volgende vir 'n onderhoud met Pieter Barnard. Ek is Tanya Verster en ek groet jou tot volgende week, selfde tyd, selfde plek. The wind is strong, the water's deep. My heart is heavy and my mind won't sleep. Oh, can you hear my fear it breathes? I need to know if you're the shadow I can see. I wanna run to you when the waves break through. I wanna run to you, not turn back. There's no turning back, nothing past. My eyes are on you again. Can't see nothing at all. Your outstretched arms help me believe it. Though I falter, you got me walking
looked up and saw your face again. You pulled me out of the water.